Goeienaand en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. My naam is Dominee Martin Botha. Ek is hier van Sasolburg gemeente en dit is my voorreg om vanaand vir ons weer voort te gaan in die aanlyn Bybelstudie. Ons is besig met 'n Bybelstudie uit die Evangelie volgens Johannes en vanaand is dit die tweede les wat ons uit hierdie kosbare evangelie kry. Dit is my voorreg om dit vanaand vir u aan te bied en saam met u daardeur te gaan. Ek hoop dat die Here u sal seën soos wat hy my daarin seën en ek hoop dat dit ons lewens sal verander tot verheerliking van sy naam. Kom ons begin deur net ons oë te sluit en saam te bid. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het. Dankie vir die tegnologie wat ons kan gebruik en wat ons kan aanwend tot verheerliking van u naam. Here, dit is vir ons wonderlik om die woorde te kan open in hierdie boek en so aan die voete van die apostel Johannes, die geliefde disipel, te kan sit, om deur sy oë u raak te kan sien. Ons weet dat Johannes, die geliefde disipel, so na aan die bors gelê het by daardie laaste avondmaal. En daarom, Here Jesus, is dit vir ons so 'n voorreg om u dan deur sy evangelie te leer ken. Maar ek wil kom vra, Vader, dat hierdie woorde nie net vir ons 'n historiese of 'n interessantheid sal wees nie, maar dat ons daardeur verander sal word, sodat ons, soos Johannes, meer en meer gelykvormig sal word aan die beeld van Jesus Christus. Dankie, o Heilige Gees, dat u ons bekragtig, dat u ons verlig en dat ons deur u genade die woorde in hierdie evangelie op ons lewens kan toepas. Geef vir ons 'n eerbied vir u werk en werk in ons om u self te verheerlik. Aan u, o Vader, o Seun, o Heilige Gees, bied ons al ons lof en dank en ere tot in ewigheid. Amen. Nou ja, baie dankie. Kom ons trek weg en dan begin ons met ons Bybelstudie uit die Evangelie volgens Johannes. Ons het laas week gekyk na die eerste 3 verse en hierdie week kyk ons dan na vers 4 tot en met vers 9. Ek lees graag vir ons die paar verse in die Evangelie. Johannes hoofstuk 1 vers 4 tot 9 sê: In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Kosbare woorde uit die brief van die apostel Johannes uit, en in hierdie woorde bring hy ons as het ware uit daardie ewigheidstaal wat hy gebruik het in die eerste 3 verse, baie nader aan die bediening van die Here Jesus hier op aarde. En ons kan daai progressie eintlik baie mooi raak sien. Ek het hier vir ons 'n skyfie saamgestel om vir ons so 'n bietjie te wys hoe Johannes ons vat van voor die begin van die skepping af, al die pad na die bediening van die Here Jesus op aarde. Natuurlik, soos wat ons verlede week gesien het, en jy kan ook die vorige video op YouTube nog steeds opspoor, het ons gesien dat Johannes sy evangelie begin by die geslagsregister van die Here Jesus. Hy vat ons egter nie terug na Josef en Maria nie terug na Adam of Eva nie, en nie na Abraham of Sarai nie, maar hy vat ons na net voor die ewigheid. Voor enigiets was Christus alreeds, en dit het ons baie deeglik gesien. Hy gebruik ook 'n uitdrukking en hy noem die Here Jesus die woord van God. Nie om te sê dat die woorde wat die Here gespreek het fisies die Here Jesus geword het nie, maar om te sê dat die skepping deur hom gebeur het. Met ander woorde, net soos wat my wil uitgevoer word deur my woorde, so was die wil van God uitgevoer deur die krag en die werking
van die Here Jesus. En daarom, in die volgende helfte van hierdie skyfie, die skepping, alles ontstaan deur hom. Die Here Jesus Christus is skepper van die hemel en die aarde. Alles wat gemaak is gemaak deur die krag, word onderhou deur die krag van die Here Jesus Christus. Elke ster wat daar in die hemel is, elke vuurrooi son wat skyn, elke bol waarop daar lewe krioel of nie, alles wat gemaak is, die dinge wat ons verstaan, die dinge wat ons nie verstaan nie, wat ons sien en wat ons nie sien nie, alles is gemaak deur die Here Jesus Christus. En dit het ons nou mooi gesien in die eerste 3 versies, maar dan bring hy ons baie vinnig terug na die bediening hier op aarde toe, en veral met die woorde, daar was 'n man wie se naam Johannes was. Nou, ons gaan later 'n bietjie meer in diepte na daardie versie kyk, maar net so ter inleiding, hy praat natuurlik nie van Johannes die skrywer van hierdie evangelie nie, maar hy praat van Johannes die Doper. Nou, Johannes die Doper het gekom om van die Here Jesus te getuig. Hy het 'n baie besondere werk op aarde gehad, en dit wat hy getuig het, was dat die ware lig in die wêreld gekom het. Die lig het in die wêreld geskyn, ons het daardeur die lewe ontvang. Die lig was teëgestaan deur die wêreld, natuurlik die wêreld wat hulle rug op die lig gedraai het en die Here Jesus aan die kruis laat sterf het, en dan natuurlik Johannes wat van al hierdie dinge getuig het. So, dis vir my wonderlik om te sien, net soos in Genesis, die skepping, en daar was lig, is die tweede helfte van daardie gedeelte in Genesis. Dit begin met, in die begin was die hemel en die aarde, en daar was niks gewees nie, en toe het God gesê, laat daar lig wees. En Johannes begin amper op dieselfde manier, nee. Daar was in die begin niks gewees behalwe Christus nie, maar toe kom hierdie lig, nie net fisiese lig nie, maar hierdie lig vir die mense, die Here Jesus Christus. Wat 'n kosbare manier om die koms van die Here Jesus, sy eerste koms na die aarde, baie duidelik te kan uitdruk. Hy kom nie sommer van 'n mens af nie, hy kom nie van ons gedagtes af nie, maar hy was werklik en in waarheid God wat mens geword het. Dis kosbaar. Kom ons kyk na die verse en dan sien ons presies wat hier gebeur. Ons gaan begin deur te kyk na hoofstuk 1 vers 4 en ons gaan net die eerste 4 woordjies daarvan eers bespreek. Daar staan, in hom was lewe. Nou ek moet erken, hierdie woorde het my effens onverwags betrap. Ek sou gedink het of verwag het dat daar miskien sou gestaan het, deur hom was daar lewe, omdat ons deur te glo in die Here Jesus tog die ewige lewe ontvang. Maar dis nie wat hier staan nie. Daar staan, in hom was lewe. Die betekenis daarvan is vir my besonder. Christus weet nie bloot waar lewe gevind kan word nie. Christus is nie net 'n gids na die lewe nie. Die lewe word gevind deurdat ons met Christus verenig word. In hom was die lewe. Miskien is die maklikste manier om dit te verduidelik om eenvoudig te sê dat Christus nie soos 'n guru is wat 'n mens na die lewe toe kan lei nie. Hy weet nie waar die lewe gevind kan word en sy doel op aarde was om vir mense te wys hoe om daarby uit te kom nie. Baie mense wat hulle self kinders van die Here of Christene noem, dink dat die Here Jesus vir ons 'n manier van lewe kom wys het, 'n weg kom wys het, en dat as ons daardie manier van lewe sal volg, dan vind ons die ewige lewe daardeur. Asof die Here Jesus soos 'n padaanwyser na die lewe was. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan, in hom was lewe. Die lewe word gevind deurdat ons met Christus verenig word. Vir my is die mooiste voorbeeld hiervan sekerlik die van Noag en die ark. Dink aan die storie van Noag en die ark en jy sal die storie van die Here Jesus baie vinnig raak sien. Die mense op die aarde is boos en hulle dien nie die Here nie. Net soos wat mense vandag nog in sonde gebore en ontvang word en nie die Here soek nie. Die Here Jesus sê self, daar is niemand wat goed is nie, selfs nie een nie. Paulus skryf, niemand het God gesoek nie. Jesaja skryf, daar is niemand wat God soek nie, ons het almal afgedwaal soos skape. Ons is vandag, wanneer ons gebore word, net soos daardie mense in Noag se tyd, wat vir onsself en om onsself leef en om ons eie probleme ons lewens bou, maar ons soek eenvoudig nie die Here nie.
Toe kom die Here en hy sê, as gevolg van hierdie sonde, moet daar oordeel oor die wêreld kom. God is regverdig, hy kan nie toelaat dat die sonde ongestraf bly nie, so hy laat nog steeds straf vir die sonde gaan, maar God wil nie hê dat enigiemand verlore moet gaan nie. En daarom vind hy een man, hy kry vir Noag, en hy sê vir Noag, bou hierdie ark, en die mense wat binne in die ark is, hulle sal lewe. Wanneer hierdie oordeel oor die aarde kom, dan word hulle gespaar van die oordeel, omdat hulle in die ark is. En dan kan mens amper sê, in die ark was lewe. Nee, nie net fisiese lewe, want die lewe van al die diere en al die mense wat vandag nog op die aarde leef, was binne in hierdie ark veilig bewaar nie, maar daar binne het ons lewe gevind. Nie 'n plek gekry wat die ark vir ons aangedui het waar daar lewe sou wees nie, maar die ark self het vir ons lewe geword. En dit word vir my 'n pragtige simbool van die Here Jesus Christus, want dit is net deur met die Here Jesus Christus verenig te wees dat ons die ewige lewe ontvang. Ons word gebore as kinders van hierdie wêreld. En die enigste manier om die wêreld te ontsnap en die oordeel wat oor die wêreld kom, is om so half in 'n verhouding met die Here Jesus in te tree, net soos wat 'n man en 'n vrou in 'n verhouding met mekaar intree en daardeur familie van mekaar word. En wanneer ons in hierdie verhouding met die Here Jesus aantree, dan sê Johannes 1 vers 12 hierdie selfde hoofstuk later, dan het hy ons die reg gegee om kinders van God te word. En as huisgesin van God word ons gespaar van die dood en ontvang ons die lewe. In die Here Jesus Christus, in 'n verhouding met hom, is daar lewe. Dit is so belangrik om te verstaan. Mense hanteer vandag die Here Jesus Christus asof hy net bestaan om vir ons 'n beter weergawe van onsself te maak. Asof hy daar is om ons te motiveer en ons te leer hoe om mooi met mekaar te wees en mekaar met liefde te hanteer. En hoewel daar sekerlik elemente van dit in die evangelies is en die Here Jesus vir ons verseker 'n beter manier van lewe kom leer het die Here Jesus nie gekom sodat ons beter sondaars kan wees nie. Die Here Jesus het gekom sodat ons deur 'n verhouding met hom, met God verenig kan wees en in daardie verhouding die lewe wat in hom is, kan ervaar. Hy het vir ons 'n manier gegee, as ek dit weer eens kan terugvergelyk met die ark, om in die ark in te gaan. Om deel van die Here Jesus te wees, soos wat hy in Johannes 17 sê, hy in ons en ons in hom, en deur daai vereniging word ons dan die ewige lewe geskenk, deurdat die Here Jesus Christus in ons lewe. Is dit nie kosbaar nie? In hom was lewe. Nêrens anders was daar 'n ware geestelike fisiese lewe nie. Hy was nie net die skepper van alles wat lewe, Johannes 1 vers 1 tot 3 nie, maar hy was ook die outeur, die bron en die wese van geestelike lewe en alle lewe eintlik maar. Die tweede gedeelte van Johannes 1 vers 4 is net so 'n voortsit van die evangelie. Daar staan, en die lewe was die lig vir die mense. Nou hier beweeg Johannes van wat in Christus is, na wat Christus vir die mense doen. In hom is lewe, daarom skyn die lewe na buite as lig. Nou miskien kan ek dit die beste verduidelik deur te verwys na 'n lamp. Binne in die lamp is daar 'n vlam, en daardie vlam veroorsaak dat daar lig uit die lamp uitstraal. Nou die Here Jesus se lewe was inherent binne in hom, hy was die bron, die outeur en in wese lewe gewees, en daardie lewe, wanneer dit vir die mense gewys word, skyn soos lig. Nou Johannes gebruik hier lig as 'n metafoor om te beskryf hoe Christus die werklikheid aan ons bekend maak. Hy openbaar vir ons wie God is. Hy sê later in hierdie selfde evangelie vir ons, dat as ons hom gesien het, ons die Vader gesien het. Met ander woorde, Jesus het nie net gekom om vir ons te sê wie die Vader is nie, hy het gekom om vir ons te wys wie die Vader werklik is. Mense kan baie maklik praat oor hulle perspektief van wie die Here is. Hulle kan sê wat hulle dink die Here dink, hoe hulle voel die Here sê, wat hulle dink die Here behoort te wees, maar op die ou einde van die dag
ken niemand van ons die Here volkome nie. Selfs Dawid, wanneer hy oor die Here dink, sê, u gedagtes is vir my te veel, ek kan dit nie hanteer nie, dis te veel vir my om in te neem, dit laat my brein by die einde van sy beperkinge kom, ek kan nie verstaan wie u is nie. Maar die Here Jesus Christus, wat self God was, wat in die begin was, wat by God was en wat God self was, hy kan vir ons kom wys, nie net sê van nie, wys wie die Here is. En deur die Here Jesus te leer ken ons wie God in werklikheid is. Sonder misverstand kan ons in die Here Jesus, in ons verhouding met hom, God leer ken. Die ware God, die regte God, en ek wil in aanhalingstekens sê, iemand wat daar was by God toe daar nog niks was nie, wat God in sy volheid en in sy volkomendheid ken, wat nie net tekste moet interpreteer nie, maar wat daar by God was aan die begin, toe niks nog was nie. Is dit nie ongelooflik nie? Deur die Here Jesus ken ons werklik God. En dan kom wys die Here Jesus ook vir ons wie mense is. Ek dink altyd aan 'n illustrasie, maar as 'n mens nou klere aan het, wat bietjie vuil is, daar's 'n kol wat gemors is hier op die hemp, en daar's 'n stukkie, 'n wolletjie wat nou al toeëngerig is, en mense is alleen by die huis, dan maak die klere jou dalk nie so gemaklik nie. Dan kan jy nog lekker lê en TV kyk, of boek lees, of wat ook al doen. Maar die oomblik wanneer daar ander mense inkom en hulle is netjies aangetrek, dan raak 'n mens al hoe meer bewus van wat hier aangaan. 'n Mens kan dalk dink jy lyk nie so sleg nie, maar as die kamera op jou foon aangaan en hy kyk in die verkeerde rigting en jy sien jou eie gesig raak, ek weet nie of dit vir julle so is nie, maar ek skrik myself gewoonlik boeglam, en dan sien ek wat werklik is. Nou die Here Jesus kom doen dit vir mense. Deur vir ons te kom leer, deur vir ons te preek, deur vir ons homself te kan openbaar, sodat ons iets het om onsself teen te vergelyk, kom wys hy vir ons die absolute vervalle toestand van die mens. As die ryk jongman by die Here Jesus aankom, en hy kom na hom toe en hy sê, goeie meester, net in daardie 2 woordjies sê die Here Jesus alreeds vir hom, waarom noem jy my goed? Daar is niemand wat goed is nie, behalwe God. En dit is 'n absolute feit, net God is goed, en ons leer dit ken, ons leer dit verstaan, deur dit ons na die Here Jesus kyk. Die Here Jesus kom leer vir ons wat sonde is. 'n Groot deel van die bergpredikasie in Matteus 5 is 'n les oor wat sonde en verlorenheid is. Die Here Jesus sê, julle sê miskien vir die mense, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê, as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, dan het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. Met ander woorde, hy kom wys vir ons, dat dit baie meer is as net hierdie wette wat in die boek opgeteken is, en dat as ons hierdie wette slaafs navolg, ons nog steeds nie by God se standaard gaan uitkom nie. Hy wys vir ons hoe ver ons verlore is. En dan natuurlik wat waarheid en geregtigheid is, verskoon tog. Hy sê vir ons, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Deur die Here Jesus leer ons wat reg is, leer ons wat waar is, leer ons wat goed is, leer ons wat uit die hart van God uitkom. En dan natuurlik, hy leer vir ons waar lewe en verlossing gevind kom. As iemand nie na my toe kom nie, en hy sê vir ons, as ons glo, God wou ons gered het, Johannes 3 vers 16, maar so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, sodat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So hy kom openbaar vir ons die ewige lewe. Hierdie lewe wat in die Here Jesus was, het soos lig geskyn, want toe ons die lewe in die Here Jesus raak sien, toe wys dit vir ons baie dinge. Nou lig, wanneer dit op ons skyn, het 'n positiewe effek, deurdat dit vir ons dinge duidelik maak en ons dinge kan raak sien. Maar dit het partykeer 'n negatiewe effek op die mens ook, en een van daardie negatiewe effekte is verseker dat ons die sonde in onsself raak sien, die verlorenheid, die tekortkoming in onsself raak sien. Ons kom agter, ons is nog nie daar waar die Here Jesus is nie, en dis nie altyd lekker nie. Selfs vir 'n kind van die Here is dit nie altyd lekker nie.
Ek sal baie keer dink dat ek loop nou my pad reg met die Here en ek doen die dinge wat ek moet doen en ek probeer om die beste Christen te wees wat ek kan en dan verloor ek my meer en ek dink aan die Here Jesus en hoe hy 'n situasie sou hanteer en dan besef ek, maar ek is nog nie daar waar die Here Jesus my wil hê nie. En dis nie altyd 'n lekker ervaring nie, maar dit is lig. Dit is lig. Baie keer op 'n operasietafel of wanneer 'n mens by die tandarts is, dan maak hulle mense mond oop en dan skyn hulle daardie lig daar binne en hulle sien elke foutjie en elke stikkende stukkie daar. Maar hulle sien dit nie om ons af te kraak nie, hulle sien dit sodat dit gesond en skoon gemaak kan word. En dis wat die lig van die Here Jesus kom doen. Hy het daardie ongemaklike, wil ek amper sê, lig op die wêreld gegooi sodat hy die wêreld daardeur kon red en genees. Is dit nie kosbaar nie? As ons hierdie gedagtes dan nou wil saamvat, dan sê ons dat die lig ten minste 3 dinge doen. Dit openbaar, so Christus maak vir ons die waarheid bekend. Dit ontmasker, Christus wys vir ons sonde en duisternis uit. En dit lei tot die lewe. Christus bring ons uit die duisternis na God. 1 Petrus sê natuurlik, die Here het ons uitgebring uit die koninkryk van die duister en ons oorgebring na die koninkryk van sy lig. Terwyl duisternis 'n simbool word van alles wat verkeerd is, alles wat buite God is, van die geestelike doodsheid, en lig 'n simbool word van alles van die koninkryk van God, van hierdie nuwe lewe wat hy in ons kom skape, van hierdie nuwe verhouding wat ons het met hom, van hierdie nuwe koninkryk van lig waarin ons waarin ons behoort. Nou natuurlik sien ons 'n progressie in hierdie gedeelte. Dit is vir my altyd so kosbaar om te sien hoe Johannes in sy argument wat hy besig is om te voer, besig is om aan te beweeg of voor te beweeg, en ons sien hy begin by die woord maak God bekend. Hy beweeg na die lewe. Hy is die bron en nie net van alles wat bestaan nie, maar die bron van ware lewe en dan die lig. Sy lewe openbaar waarheid en dryf die duisternis uit. Dit is nie 3 verskillende persone of 3 losgedagtes wanneer ons kyk na die woord, die lewe en die lig wat Johannes in hierdie eerste hoofstuk gebruik nie, maar dit beskryf dieselfde Christus vanuit verskillende hoeke. So met ander woorde, hierdie name wat Johannes amper aan die Here Jesus gee, kom dui vir ons op 3 verskillende rolle wat hy vertolk het. Die woord was sy rol om God te openbaar, die lewe was sy rol om die bron van alle lewe te wees, en dan die lig word die Here Jesus Christus wat daardie lewe aan ons kom openbaar en dit met ons deel. Natuurlik beweeg ons dan aan na Johannes 1 vers 6 toe waar daar staan, daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Nou hierdie vers 6 betrap mens amper onverwags, want ewe skielik beweeg ons van daardie ewigheidstaal wat hy gebruik het, die woord wat by God was, die skepping, daardie, ek wil amper sê, kosmiese taal wat hy gebruik, en ons vind onsself hier by 'n gewone aardse man met die naam Johannes. Nou het ek dit vroeër genoem, maar ek gaan dit weer noem. Hy praat hier van Johannes die Doper. Daar was natuurlik 'n profesie in die skrif wat sê dat een sal kom wat 'n voorloper tot die Messias sal wees, een wat sal loop uit die woestyn uit en wat sal sê, maak die paaie van die Here gelyk. Wees op die uitkyk, wees op julle hoede, want daar kom een en hy is die Messias. En dan natuurlik vind ons uit die verhaal van Johannes die Doper dat toe hy die Here Jesus gesien het, aan wie hy verwant was, sê hy, daar is een wat ouer is as ek. Met ander woorde, hy kom uit die voortyd uit, want Johannes was tegnies 'n bietjie ouer as die Here Jesus, en hy sê, dit is hy van wie ek nie eers waardig is om sy skoenveter vas te maak nie. Ons moet onthou, Johannes het 'n groot gevolg gehad, baie mense het gewonder of hy nie miskien die Messias was nie, maar dan sê hy baie duidelik, dit is nie ek wat dit is nie, ek moes net van hierdie een getuig, en dan getuig hy natuurlik van die Here Jesus Christus. 'n kosbare terugruk, wil ek amper sê, tot by die realiteit van die geskiedenis, waar hierdie evangelie dan nou gaan wegspring met wat gebeur het in die Here Jesus se bediening. Nou vers 7 en 8 gaan ek so bietjie uit volgorde uit hanteer, sodat ons dit mooi kan verstaan, maar in vers 7 wil ek eers praat oor die gedeelte wat sê, hy was nie die lig nie, maar hy moes nou net van die lig kom getuig.
Nou dit is vir ons belangrik, soos ek sê, Johannes het 'n groot volgelingskap gehad in sy dae, en is vir ons belangrik om te besef dat Johannes die Doper nie die werklike lig was nie, maar dat hy deur God gestuur was met 'n baie besondere taak, en sy taak was om van die lig te getuig. Dit was nie om mense aan homself te bind nie om self 'n bron van die waarheid te wees nie, maar om van die lig te getuig sodat mense in die Here Jesus Christus kan glo. En in dit vind ons 'n baie belangrike aanwysing vir hoe 'n prediker eintlik maar moet wees en wat ons as kerk ook moet wees. Die prediker is nie die lig nie, maar hy moet wys na die lig. Ons lewe in 'n tyd waar mense baie maklik aan predikers hang en aan die woorde van daardie predikers hang. Wanneer daardie prediker dan nou in die lewe ietsie doen wat hy nou nie moet doen nie en hy val ongelukkig in sonde, of daar kom iets op die lappe, of die persoon hou net op om te bedien, of hulle sterwe, dan val die teologie en die geestelike lewe van daardie mense baie keer plat, wat volgelinge van hom was. En die fout lê dan eintlik by die prediker, wat nie na homself toe moes wys nie, maar nie vir homself 'n volgelingskap bymekaar moes maak nie, maar wat mense altyd na die Here Jesus Christus gewys het. Johannes het keer op keer dit duidelik gemaak dat hy niemand lewend kon maak nie. Hy kon slegs getuig van die een wat lewe is nie. En daarom moet ons as kerk van die Here Jesus Christus ook seker maak om mense daarvan bewus te maak dat ons nie die skeppers is van die lig nie. Ons beheer nie die lig nie. Ons vervang nie die lig nie. Ons getuig net van die lig, van die Here Jesus Christus, sodat mense in hom kan glo. Dit is belangrik dat ons ook, wanneer ons luister na mense wat op die TV of op die internet, soos ek, of op die radio, of waar ook al hierdie predikers is, dat ons sal versigtig wees om nie aanhangers te word van predikante nie, maar om eerder aanhangers te word van Jesus Christus. Om nie net te luister na die woorde van een of twee predikers nie, maar om te luister na die woorde en die lewe van die Here Jesus Christus. Ek wil nie 'n volgeling wees van enige mens hier op aarde nie, want mense is feilbaar. Ek wil ook nie hê dat enigiemand 'n volgeling van myself sal wees nie, want ek is feilbaar. Maar my werk, soos die predikant wat langs die pad staan, wat die pad se naam aandui, is ek maar net 'n rigtingwyser. Ek wys net na die lig toe. Ek wys net na die bron van lewe toe. 'n Kosbare klein boodskapie, sonder net so uit die woorde of uit die lewe van Johannes die Doper. Johannes sluit hierdie gedeelte af met die woorde van vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. En daarmee saam wil ek eintlik praat oor die laaste gedeeltetjie in vers 7 wat sê dat hy getuig het sodat mense deur hom kon glo. Nou Johannes noem die Here Jesus die waaragtige lig. En dit beteken eenvoudig, hy was die ware lig, net soos wat hy gesê dat hy die ware wynstok is, net soos wat hy die waarheid was, wat hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die Here Jesus was die ware lig. Hy was die volkome lig gewees. Hy was nie net 'n gedeelte van God se geopenbaarde waarheid nie, maar hy was die volkome waarheid, die finale verhaal. Hy was en is en sal altyd alles wees wat ons in die Here het. Christus is God se finale en volmaakte openbaring. En dis baie belangrik om te verstaan, dat die Here Jesus Christus die finale openbaring van God is. Daar is baie pseudo-godsdienste en pseudo-Christelike godsdienste vandag, wat verkondig dat daar nuwe lig ontvang was, nadat die Here Jesus hier is. Mense wat nuwe boeke geskryf het en nuwe dinge leer, profetesse en profete, wat vir ons allerhande nuwe waarhede wil leer, maar daar is nooit meer as die ware lig nie. Ja, mense kan vandag met nuwe insigte kom. Ek sê nie dat die Here nie kan met ons kommunikeer en praat deur drome en deur gesigte en deur selfs 'n stem wat hoorbaar is nie, maar dit sal nooit iets meer of minder as die ware lig van die Here Jesus Christus, soos wat dit vir ons opgeteken is in die skrif, kan vervang nie. Jesus is die totale boodskap. Hy is die volmaakte liefde. Hy is die eniggebore seun van God die Vader. En daar is geen lig
buite die Here Jesus Christus nodig nie. Nie wat Joseph Smith vir ons kan sê nie wat Ellen G. White vir ons kan sê nie wat enige ander profeet of profetes vir ons kan kom openbaar nie. Die Here Jesus Christus is die waaragtige lig wat elke mens verlig. Nou daardie frasietjie daar wat elke mens verlig, beteken nie dat almal nou outomaties gered word en outomaties hierdie lig ontvang nie, maar dit beteken dat die lig nie beperk is tot een volk, klas of groep mense nie. Hierdie waaragtige lig het elke mens verlig. Met ander woorde, dit het aan alle mense verskyn, net soos wat Titus 2 vers 11 ons beloof, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En soos wat ons in Openbaring sien, die mense dan daar getuig en sê, want U het ons losgekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Hierdie lig was nie beperk tot die Joodse volk nie, dit was nie beperk tot 'n sekere uitgesoekte groep mens nie, dit was die lig wat na elke mens gekom het. En hierdie lig konfronteer ons dan elkeen met 'n waarheid wat Johannes dan ook in die volgende paar verse baie duidelik gaan maak, maar dit konfronteer ons met die keuse om of die lig te verwerp en die ontmaskering en oordeel te ontvang, of om die lig te ontvang tot openbaring, verlossing en lewe. Die Here Jesus Christus laat elkeen van ons met die keuse, en ek dink dis wat mense so kwaad maak. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet kies. En dis 'n vreemde manier om dit te sê, maar ek glo dat jy verstaan wat ek daarmee bedoel. Elkeen van ons moet die keuse maak vir of teen die Here Jesus Christus. In die volgende paar verse skryf Johannes dat hierdie lig in die wêreld geskyn het, maar die lig se eie mense het hom verwerp, natuurlik verwysende na die Joodse volk, en die wêreld het die duisternis liewer gehad as die lig. Hulle het eerder verkies om nie te dink aan hulle verlorenheid en aan hulle sonde en aan hulle behoefte aan 'n redder nie, maar het die lig verwerp. En elke mens is vry om hierdie keuse te maak. Ons kan die lig in ons eie lewe verwerp. As die Here Jesus na 'n mens toe kom en sê dat hy graag ons wil red, dat hy aan die deur van ons hart staan en klop, dat hy graag ons verlosser en saligmaker wil wees, dan het elke mens die keuse om te kan sê, nee dankie. Ek sal of myself red, of ek wil nie nou erken nie, of ek wil nie nou sien nie, of ek wil nie nou in die lig kom en met hierdie dinge in my lewe deel nie, maar ek verwerp die lig in my lewe. Of ons kan, en ek bid die Here dat elkeen van u alreeds het by 'n punt uitkom waar ons die lig dan ontvang. Waar ons by daardie seer plek in ons lewens kom waar ons kan sê, ja Here, ek is 'n sondaar. Ek het nie 'n spasie vir redding in my eie lewe nie. Ek kan myself, met ander woorde, glad nie red nie. Daar is niks in my wat verlossing kan bied nie. Ek is 'n vuil lap en kan met 'n vuil lap myself nie skoon was nie. En daarom het ek die behoefte, daarom het ek die begeerte om redding buite myself in die Here Jesus Christus te kan vind. Daarom, Here Jesus Christus, neem ek U aan as my persoonlike verlosser en saligmaker en heiligmaking, en ek gee my lewe aan U omdat U U lewe daarvoor gegee het aan die kruis. Ek ontvang, ek neem hierdie lig aan in my lewe. Jy sien, Christus se koms laat niemand neutraal nie. En jy kan kies, soos Johannes, om die Here Jesus Christus aan te neem en alles wat daarmee gepaard gaan, of jy kan kies, soos die Joodse volk in daardie tyd, om eerder te skree, kruisig hom, kruisig hom. Want dit is vir ons beter om die lig af te sit, as om daarmee te deel. En ek kan dit amper vergelyk met iemand wat dokter toe gaan, en die dokter het 'n doodsprognose en 'n baie slegte strawwe behandeling wat voorlê, en dat baie mense dan sal verkies dat die dokter dalk eerder nie vir hulle sal sê dat hulle siek is nie. Maar as die dokter nie vir hulle sê dat hulle siek is nie, kan hulle nie gesond word nie. Wanneer hulle egter hierdie lig ontvang en besef dat hulle verlore is, dat hulle siek is, dan kan daar genesing plaasvind. Ek hoop dat u by 'n punt in die lewe aangekom het waar u kan getuig die Here Jesus vir u kom wys het, dat u 'n behoefte het aan 'n saligmaker. Dat dit nodig is vir die Here Jesus om te sterf aan die kruis, sodat u daardeur gered kan word. En as u het, mag ons hom eer, mag ons hom loof, mag ons hom aanbid as die lig wat die aarde bereik het van voor die voortyd af. Daardie lig wat uit die ewigheid uitskyn
om ons te kom verlig. Mag ons daardie lig ontvang en weer uitstraal in ons gemeenskap, in ons samelewing, tussen ons geliefdes, sodat ander mense deur ons ook dalk net weer herinner kan word aan die lig van die Here Jesus wat in ons skyn, deur die lewe van die Here Jesus wat in ons woon. Mag die Here elkeen genadig wees. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Vader, skenk ons genade om hierdie lig te ontvang as ons dit nog nie ontvang het nie. En skenk ons genade en vreugde, Here, om hierdie lig te kan leef as u lewe reeds binne in ons soos 'n vlam brand. Maak van ons ligte in hierdie krom en verdraaide wêreld wat helder skyn, al is die lig vir die wêreld ongemaklik. Al verwerp hulle ons soms as gevolg van hierdie ongemaklike lig wat binne in ons skyn. Here, want hierdie lig verheerlik u, en daarom bid ons dat u die lig sal verhelder. Ons loof u naam. Amen. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Ek hoop dat vanaand se Bybelstudie vir u tot 'n aanwinst was en dat u daarin ook die vreugde en die vrede van die Here Jesus kan vind en ervaar. Baie seën vir u en 'n baie lekker aand verder. Totsiens.